Ek is so dankbaar vir môre om saam te kan wees hier en net die woord van die Here ook vir môre met jou te deel. En ons eer vir môre die Here. Nou dis altyd 'n redelike 'n groot storie om hier te staan aan die begin van 'n jaar, wel ongeag wanneer jy hier staan. Maar in besonder aan die begin van 'n jaar om te kan sê, ek voel, ek is baie bang of versigtig om te sê, so sê die Here. Behalwe as jy doodseker is, so sê die Here. So dis makliker om te sê, ek voel in my hart so gelei. Want dit is veiliger. Want ons is mens. Ons emosies verskil. Vandag voel ons so, môre voel ons dit. Is op en af. Maar dit is altyd 'n groot verantwoordelikheid om hier te staan in die begin van die jaar om 'n duidelike klank te gee, om rigting aan te dui, om te sê. En ek is die eerste een wat besef ek is nie sonder foute nie. Ek is net 'n feilbare mens en daarom het jy ook nodig om te onderskei wat die Here vir jou sê en wat sy woord vir jou sê. So dis belangrik. So, saam met vandag het ons 354 dae oor tot by die 31ste Desember. Is jy bly? Ons kan 'n paar goedjies nog doen, hè. So as jy dankbaar is nog 'n bietjie tyd. Wel, ons dink daar's tyd. Geliefdes, nie een van ons weet wat môre hou nie. Ons weet nie wat die toekoms hou nie. Ons weet wel daar's een wat die toekoms in sy hand hou. Al wat ek en jy weet is wat gister gebeur het. Ons weet hoe 2025 uitgespeel het. Maar ons weet nie wat hierdie jaar vir ons inhou nie. Ek weet nie of jy voornemens het of doelwitte ensovoorts vir hierdie jaar nie. En dis goed, ons moet. Hierdie jaar is vir my en Breggie 'n groot jaar. Laas jaar was ook vir ons 'n groot jaar. Toe word ons ouma en oupa. Maar hierdie jaar is ook vir ons 'n groot jaar want ons word albei 60. Ek gaan nou nie oor ander se groot jare praat nie want dis nou hulle saak. En dis nogal profound en wonderlik toe ek kyk, toe sien ek word die 26ste Julie 2026 60. En die 26ste Julie is op 'n Sondag. So wat, Sonja? Die kerk gee vir my 'n party. Want dis dan ons Kersfees in July op my 60ste verjaarsdag. En omdat dit ons gemeente se 18de verjaarsdag is, het ek in my hart gevoel dat ons hierdie jaar die tema lewe moet wees. So hoe dit gaan uitspeel, weet ek nog nie. So ek gooi dit daar uit. So dis vir ons 'n groot jaar, 60. Ek weet nie hoe voel dit nie. Maar gaan wel daar uitvind. Ek gaan nou so 'n bietjie voor Breggie uitvind en dan sal ek vir haar kan vertel hoe dit voel. Nou, daar's 2 kalenders. Daar is die kalender, ek gaan nou die Engels gebruik want ek sukkel om my Afrikaanse een uit te spreek. Kyk op jou blaadjie. Die Gregorian kalender, dis die kalender wat ons gebruik. Ek gaan nie eers probeer daai een uitspreek nie. Ja, dis Engels. Maar jy kan kyk op jou blaadjie, het ek daar vir jou geskryf, die Afrikaanse weergawe daarvan, is die jaar wat ons bekend is mee 2026. Maar daar is ook 'n Joodse kalender. En die Joodse kalender is die jaar 5786. Nou moenie, ek wil nêrens mense terugvat in tyd nie. Maar die Joodse kalender is 'n besonderse kalender.
Nou, dis meer as net 'n stelsel om jare te tel, dis eintlik 'n profetiese padkaart. So ek wil hê jy moet vanmôre so 'n bietjie, terwyl jou gedagtes nog vars is, jy het nog nie begin met universiteit nie, die skool het ook nog nie begin nie, so ons almal se brein is redelik vars. So kan ek jou vra om vanmôre by my te bly en kop te hou. En dit sal goed wees as jy 'n skryfding het om te skryf. So ek wil weer sê, die Joodse kalender is nie net 'n stelsel om jare te tel nie, dis eintlik 'n profetiese padkaart. Want die Joodse alfabet het ook letters, en daai letters het sekere betekenisse. En dis baie belangrik. So ek wil hê jy moet vanmôre hoor. En iemand het hierdie volgende geskryf oor die Joodse alfabet met sy numeriese waarde en die betekenis. Kyk hoe mooi is dit. Because Hebrew numbers correspond to Hebrew letters, whose symbols, daar simbole, were originally created by God as a Holy Ghost abacus. Jy weet wat is 'n abacus? 'n telraam. Of emphasis, importance, and prophetic application for those who care enough to delve into them. So ek wil vanmôre net my hart met jou share. Ek weet, jy het jou eie skrif, jy het jou eie droom vir die jaar, maar ons as gemeente, en dit voel ek elke jaar, ons as gemeente moet saam 'n gemeenskaplike rigting hê. Ons moet 'n gemeenskaplike kernskrif hê. Ons moet 'n kerngedagte hê, want dit vorm die goue draad waardeur die jaar gevleg word. Kan jy nog onthou verlede jaar oor genade, die rooi tou van genade, hoe dit deurgevleg het? Amazing. Want ons is mos nou nie net hier op 'n Sondag omdat ons niks anders het om te doen nie en ons nou net by mekaar kom want dis mos nou die regte ding om te doen nie. Nee. Geliefdes, ons is nie net besig om te skuif na 1 jaar na die volgende jaar nie. Dis nie net 'n bladsy nie, dis nie net 'n kalender nie. Geliefdes, ek en jy is vandag 'n dag nader, 'n jaar nader aan die wederkoms van die Here Jesus. Die boetefeit dat ek en jy vandag nog hier is, het profetiese waarde. Daar's betekenis aan ons lewens. Anders was ons nie meer hier nie. En ja, soms voel dit vir ons flout maar deur, ons leef van maand tot maand, dag tot dag, payday tot payday, maar daar's meer. En ek wil hê jy moet vanmôre iets hoor, moet dit werk in jou hart, en in die volgende paar weke gaan ons nog baie hiermee werk. So dis belangrik, glo ek, dat ons sensitief moet wees oor dit wat in die wêreld gebeur. Ons kan ongelukkig ons nie afsny nie. Ons kan nie verdwyn op 'n berg of 'n eiland gaan bly nie, en ek wil dikwels hulle net 1 keer 'n maand 'n boks boeke afgooi en genoeg kos. Dis die ideaal. But it doesn't work that way. Ons kan ons nie afsny van gebeure en dinge wat in die wêreld gebeur nie. Baie van daai goed is vir ons te groot, en Dawid het gesê, ek wil my nie bemoei met die grootsheid van al hierdie goed nie, want party goed is te groot. Maar ons kan nie, soos 'n volstruis, ons kop in die sand druk en sê, dit traak my nie, dit maak my nie. Daar's goed wat gebeur, maar daar's goed in die gees. Die geesteswêreld wat groter is, waaroor ek en jy sensitief moet wees. En daarom is dit belangrik dat ons as gemeente saam journey, dat ons 'n kernskrif hê, 'n waarheid hê waaraan ons vashou. Al het jy jou eie waarheid, en ek sê nie jy moet nou jou waarheid oorboord gooi in die skrif wat die Here vir jou gegee het nie, maar korporatief, of soos my vriend my tereg gehelp het, kollektief moet ons same droom hê, same pad hê, same rigting hê. Daarom is dit belangrik dat ek en jy onsself 3 goed moet afvra. Wat moet ek neerlê? Waarmee moet ek klaarmaak? Daar's goed van 2025 en dalk jare voor dit waarmee ons moet klaarmaak. Ons kan nie heeltyd aanhou met dieselfde goed nie. Daar's goed wat gebeur wat jou weer gaan herinner aan die verlede. En my uitgangspunt is so,
wanneer mense my vra oor vergifnis en so aan, dan sê ek altyd, dis nie vergewe en vergeet nie, ons is nie breindood nie. Maar wanneer jy weer herinner word aan daai ding, of daai geleentheid, of wat ook al, as dit jou nog seer maak, dan het jy dit nog nie hanteer nie. Onwillekeurig pak ek nou die dag bietjie my journals reg, en julle moet nou vandag met my maar geduld hê, ek het baie asem. Julle het gesien. Ek pak so 'n bietjie journals weg, en ek kom toe op my 2008 journal, die jaar toe ons hierdie gemeente begin het. En ek lees deur sekere dae, en sekere vrae, en sekere gebede, en sekere wonders. Geliefdes, maar daar's sekere goed wat ek moet neerlê. Daar's sekere goed wat ek moet opneem en saam met my vat. Daar's mooi goed wat in verlede jaar gebeur. Daar's ook seer goed. Maar wat moet ek saam met my vat? Wat moet ek opneem? Daar's goed waar oor die Here met ons gepraat het verlede jaar, wat ons dalk nog nie gemanage het nie, of reg gekry het nie. Vat dit saam. Waar moet ons werk? Ons kan nie net survive nie. Partykeer voel dit of 'n ou net in survival mode is. En ek sê altyd, dit is vir my vreeslik verstommend. Aan die einde van die jaar is almal gedaan, maar die 1 Januarie het almal nuwe krag. Ek weet nie. Ek sukkel met daai een. Ek is nog steeds moeg van laas jaar. Maar waar moet ons werk? Hou hierdie 3 goed in gedagte, en kom ons kyk dan waartoe ek voel die Here ons uitnooi, of om oor sensitief te wees in 2026, wat ons sal help as 'n geloofsgemeenskap om ook doelgerig saam te journey. Is jy reg? Is jy reg? Okay. So nou moet jy 'n bietjie kop hou. So die jaar, die Joodse kalender 5786. Kom ons kyk bietjie na die betekenis. En ek het dit daar neergeskryf, 5786, en nou gaan ek 'n paar goed met jou share. Maar jy kan maar weer luister net as jy nie nou kan skryf nie. OK. So ons begin by 6. Charlie, ek weet dis nou 'n paar slides vorentoe. Daar sê, OK, dankie. Ons baie bly jy's nog vars. Want jy was by die see. Ons begin by die 6. Ek het vir jou gesê, die Hebreëse kalender het nie net 'n numeriese waarde nie, daar's ook 'n simbool. OK? Sien met my? En 'n betekenis. So 6. Kom ons kyk net 6. So ons is in die 6de jaar volgens die Joodse kalender, die 6de jaar van 'n dekade. 'n Dekade is 10 jaar, né? Nee? Die dekade van 80 volgens die Joodse kalender. So ons is in die 6de jaar, en in hierdie dekade is die dekade van Pei. P-E met 'n lang Y. OK, is jy daar? So die numeriese waarde is 80. Hou julle kop. Is 80. En die betekenis van 80 en Pei is mond. Dis wat belangrik is wat jy moet onthou. So ons is in die 6de jaar van hierdie dekade van die mond. Pei. Julle moet julle koppe knik, dan kan ek aangaan, want as julle OK. Julle gaan nou alles mooi verstaan, man. As ek dit kan verstaan, dan kan julle dit ook verstaan. Ek was ons in die spesiale klas, julle weet dit. So die klem van Pei die mond lê hierin. Kragtige spraak, deklarasie, declaration. So ons bevind ons in die 6de jaar van hierdie dekade van Pei van die mond, en die betekenis is spraak, uitdrukking, gebed
en asem. Onthou asem. As jy vergeet, haal net asem. Dat sal jy onthou. OK. Kyk weer na die 6. So die 6 in die Hebreëse alfabet is Vav. V-A-V. Vav. En die betekenis van Vav is connection, konneksie. Is interessant, hè? En dis die woord en, and. So, reg in die begin van die Bybel, eerste boek, eerste hoofstuk, eerste vers, kry ons die Vav, die konneksie. Skiet op vir ons daar, Charlotte. Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en Vav, die connection, die hemel en die aarde geskape. Is dit mooi? So, ons is in die 6de jaar van die dekade van die mond. 6 is Vav, 'n konneksie. 'n Konneksie waar? 'n Konneksie tussen die hemel en die aarde. Gee gou vir ons daai prentjie van daai, daar's hy. Dis hoe hy lyk as jy hom skryf. Nou Vav het ook 'n betekenis van 'n hak, 'n spyker, 'n hoek, 'n pek. Kyk na daai prentjie, sien jy die spyker? Kan jy sien dis 'n hak? Dis mooi, hè? Dink nou aan konneksie. En wat konnekteer dit? Die hemel en die aarde. Ons is in die 6de jaar van die dekade van Pi, die mond. Vav is hierdie konneksie tussen die hemel en die aarde. Oh, it's nice, hè? So, ons kyk weer na 5, 7, 8, 6. Kom ons spring na die 5 toe. As iemand nie weet waarvoor staan 5. Ons het 'n hele jaar daaraan gespandeer verlede jaar. Genade. Wow, is dit nie mooi nie? Genade. En 7? Volmaaktheid. Julle is slim. Completion. So, genade, completion, voltooiing, volmaaktheid van die mond, wat 'n konneksie maak tussen die hemel en die aarde. Hoor julle dit? It's beautiful. So 5 is genade, 7 is completion, 8 is die mond, verklaring, declaration, en 6 is die konneksie. So nou sê jy, Ledge, okay, wat daarvan? So waartoe voel ons nooi hierdie jaar ons na toe uit? Luister. Ek voel ons word uitgenooi om die woord wat in ons is, nie ons eie woord nie, die woord van God, die woord wat in ons is, te aktiveer om die mondstuk van God te wees. Wat die wil van die hemel connect met die aarde. Odette? Kan ek dit weer herhaal? Okay? Ons word uitgenooi om die woord wat in ons is te aktiveer en om die mondstuk van God te wees wat die wil van die hemel connect met die realiteit van dit wat op die aarde aan die gang is. Jesus se disippels kom en hulle sê, leer ons bid. Ons noem dit Onse Vader. En wat leer hy hulle bid?
Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied in die hemel, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Maar daar moet 'n koneksie wees. Daar moet 'n waf wees. 'n Connection. En wie is daai connection? Want 6 is ook die simbool van die mens. Want op watter dag het God, die 6de dag het God die mens geskape. Nie sommer per toeval nie. Op die 6de dag, op die waf, die koneksie. En wat leer Jesus bid? Dis nie sommer net bisie bama nie, laat die wil van die koninkryk, van die hemele, op hierdie aarde geskied. En wat het Jesus kom doen toe hy op die aarde was? Hy het die wil van die koninkryk kom blootstel en openbaar. Hy het die siekes genees, die blindes het gesien, die krepeles het geloop, die dowes het gehoor, die woord, die genade, die genadejaar kom aan kondig. Is jy al bietjie opgewonde? Okay. Is it too much? Okay, ek werk al van laas jaar hier aan. So ek kan baie groot begrip. Geliefdes, hierdie jaar, 2026, groot jaar, my 60ste jaar. Hierdie jaar is die jaar waar ons woorde, die merk, die doel, die call moet tref. Waar ons woorde, die hemel, die koninkryk van God en die aarde bymekaar moet uitbring. Waar God se wil moet geskied. Waar God se vrede moet kom. Waar God se heerskappy moet kom. Waar God se geregtigheid moet kom. Amen. Amen. En nou is ons overwhelmed. Hoe? Ek. My mond. Ja. Ek, jy. Jou mond. My mond. En ons woorde, die woordverklaring moet die waf wees, daai connection wat die realiteit van die hemel se ekonomie, se vrede, se geregtigheid op hierdie aarde moet openbaar. En is net ek en jy wat dit kan doen. Hallo? Daar's niemand anders nie. Ons, God se skepping. Julle is bitter stil vanmôre. Ek het gesê, 6 is ook die nommer van die mens. Ons is op die 6de dag geskape. Nou, 6, hier die waf, die jaar van die mens en die jaar van ons mond. So geliefdes, ek glo God roep ons op om sy instrumente te wees en ek wil die Engelse woord vessel gebruik. Kruik, jy sal nou nie die konnotasie sien, die kruik. Want wat sê Paulus? Hy sê ons is erdekruike, maar binne ons is 'n skat. Okay? Right? God roep ons as instrumente om wat? Om volle verantwoordelikheid te neem om ons monde, ons woorde te gebruik om die aarde met die hemel te belyn. To connect. Die hemel en die aarde. Laat u wil geskied. Het Jesus dit net gebid sodat ons 'n mooi gebedjie het? Ons bid dit, Here, laat u wil in die hemel op die aarde. Ons is die connection. En ons connection lê hier in ons mond, in ons woorde. Geliefdes, ek en jy is geroep om daai connecting point te wees. Jou en my mond moet dien as daardie hoek om die beloftes van God vas te maak op hierdie aarde. En ons ken almal Spreuke 18 vers 21.
Lewe en dood lê in die mag van die tong, en die wat dit gebruik, sal die vrug daarvan eet. Vanmôre toe dink ek daaroor, hoeveel vrug het ons verlede jaar geëet van ons eie woorde? Goeie vrug, ook slegte vrug. Hallo? En nou wil ek vir jou wys, hoe werk die vyand? Want toe ek hieroor dink en hieroor bepeins, toe besef ek, daar's 'n vyand wat rondgaan soos 'n brullende leeu en hy kyk. Die dekade van die by, die mond. Hierdie dekade het begin in 2020. Wat onthou jy van 2020? Wat? COVID. Wat was een van die grootste goed rondom COVID? Mond. Dra 'n masker. Want daardeur was ons monde gesnoer. Die connection tussen die hemel en die aarde was stil gemaak. Ons het nie met mekaar gepraat nie. Ek het die social distance gelike as ek by die tille was. Ons was verwyderd. Ons stem was stil gemaak. Ons monde was gesnoer. Terwyl ons die monde is wat lewe moet spreek, het die vyand gekom in 2020, die begin van hierdie dekade van die mond, en hy maak ons monde toe. Praat ek die waarheid? Het ons ooit gedink, daar's 'n geestelike krag en 'n energie wat aan die werk is. En ons het net gedink, daai virusie is daar in Wuhan gekweek. Om 'n paar mense dood te maak. En ander siek te maak. Dis die subtiele set van die vyand, want hy het geweet, dis die dekade van die mond. Jo, lees. Geliefdes, ons monde was gesnoer, die vyand het kom steel en verwoes en ons monde geseël. Ek hoef jou nie te oortuig oor die chaos in die wêreld op die oomblik nie. Geliefdes, ek is geen doemprofeet nie, maar ek wil vir jou sê, things are not going to get better. Moenie dink, vergewe my, 'n politieke party, of dit nou oom Pieter is, of oom Kosie, of tannie Sannie en Annie, of Jannie of whoever, of oom Trump, is die redder nie. Die wêreld is in chaos. En ek en jy is die mondstuk van orde, wat die konneksie bring tussen die hemel en die aarde. Ek kan nie vandag alles met jou share, en die volgende paar weke gaan ek nog 'n klomp goed met jou praat oor hierdie jaar tema, wat skrikwekkend is, maar wat awesome is, as ek en jy net sal begin gehoor gee. Is jy nog hier? Kan ek nog bietjie aangaan? Ja, okay. So, iemand het dit gesê, en ek het dit nou nie op die bord gesit nie. We are called to speak into the storm, not just to report on it. Wat het Jesus gedoen in die storm? Hy het die golwe en die wind aangespreek. Jesus was volkome mens op aarde, en sy mond het 'n konneksie gebring tussen die hemel en die aarde. Hallo?
En as dieselfde gees wat Jesus uit die dode uit opgewek het, in julle sterflike liggame woon. Is nie omdat ek en jy oulik is nie, is omdat ek en jy die konneksie word tussen God se wil in die hemel en God se wil op aarde. Ek en jy. Hallo? Ek en jy. Geliefdes, ons stem is stil gemaak deur vrees, intimidasie en allerlei druk. Ons wil niemand offend nie, so ons bly eerder stil. We have to tolerate everybody and everything. Reg is nou nie meer reg nie en verkeerd is nou reg. Maar ons mag niks daaroor sê nie, want ons moet almal akkommodeer. Die vyand wil die openbare verkondiging van die evangelie stilmaak. In ons eie land is daar 'n komitee wat genoem is die CRL. En die tannie het gesê, this thing called Christianity, we have to regulate it. We have to regulate it. Wat beteken dit om dit te regulate? Snoer die mond. Dit is nie in Botswana nie. Dis hier. In Rwanda het hulle die kerke ter duisende toegemaak. En weet wat sê die president van daai land? Die kerk dra niks by aan die GDP nie. Aan die ekonomie, aan die geld nie. Hulle maak dit so moeilik dat die Bybelskool nie weer oop kon gaan nie. En Leonidas se kerkie se deure vandag nog toe is. En duisende ander kerke. Dink julle, en moenie nou ANC sien nie. Daar's 'n krag wat groter is. Hy soek ook net connection points. Is jy nog hier? Jesaja, die profeet in Jesaja 6, sien 'n gesig van God se troon. God se heerlikheid, en die eerste ding wat hy sê, ek is 'n mens onrein van lippe. Ek woon onder 'n mense wat onrein is van lippe. Ken julle daai gedeelte in Jesaja 6? En die Here stuur 'n engel met 'n koolvuur van die altaar af om Jesaja se lippe aan te raak en om te reinig. Op hierdie tafel het ek simbolies charcoal gesit. Geliefdes, en ons gaan hieroor praat. Want binne in hierdie Hebreëse letter Waf lê daar nog 'n stukkie geheim wat ek nie vandag gaan verklap nie. Maar ons lippe het 'n aanraking nodig. En vanmôre wanneer jy hierdie kelkie neem, dankie Elsabie het hierdie kelkies gepak in die vorm van longe. As jy vanmôre hierdie kelkie neem en jy sit dit teen jou lippe, dit word nie die bloed van Jesus nie. Dis 'n simbool. Maar soos die bloed van Jesus ons reinig, vra vanmôre dat God deur sy gees, deur die bloed van sy seun, jou lippe sal reinig. En soos jy dit sluk, ook jou ingewande sal reinig. Want waarvan die hart vol is, loop die mond van oor. En wat het gebeur met ons woorde? Ons woorde is gesteel. Ek het hier geskryf, ons stem is verward met allerlei afleidings, met die geraas van sosiale media, ensovoorts. Daar's nêrens meer 'n duidelike stem nie is meer altyd in die kerk nie.
Ons stemme is verward. Die vyand gebruik ons stemme met woorde van kritiek, leuns, skinder. Ons stem is besoedel. Dis gekontamineer, terwyl dit genesing moet bring en spreek. Dis gekontamineer. Die Here vat die profeet Jesegiel na 'n dal van doodsbenere toe. En hy vra hom, kan hierdie bene lewe? Julle ken dit. En dan wat sê die woord? Hy sê in Jesegiel 37 vers 4, sê die Here vir hom, hy sê, profeteer. Wat is profeteer? Praat. Praat oor hierdie bene en sê vir hulle. En sê vir hulle. Wat? Sê vir hulle wat? Hoor die woord van die Here. Dit is interessant. En nee, dat Moses, toe hy 80 was, 80, dekade van, by, mond, roep God hom, om met Farao te praat, en die volk uit te lei. Dink julle per toeval 80? Of dink julle goddelik? Daai abakus. Is dit die versoeking, maar ek gaan my die versoeking weerstaan om uit te brei. Maar onthou julle wat het Moses gesê vir God? Ek kan nie praat nie. Jo. Geliefdes. Tyd is teen ons, maar tyd is vir ons. The end is near. Maar God roep ons op om die koneksie te wees. Ek kan nou vanmôre vir jou mooi bisie bama mooi storie vertel het oor hierdie jaar. Jy kan hier uitstap en sê nee, jy's let, ek dink jy vat dit wyd. Dis okay. Ek het nie besluit dat daai syfers in hierdie jaar moet wees nie en die betekenis aan daai syfers nie. It comes before me, it comes before you. Voor die grondlegging van die aarde het God hierdie goed voorbeskik. Okay, ek moet klaar. Luister, ons het verlede jaar ook na hierdie skrif gekyk wat Paulus sê in Efesiërs 4 vers 29. Dat daar geen vuil woord uit jou mond uitkom nie, maar net woorde wat goed is. Sodat die wat dit kan hoor, genade kan vind. 5, 7, 8, 6. 5 genade. Woorde van genade. 5, 7, 8, 6, met ander woorde 5000, nê? Interessant dat Jesus brood en vis vermeerder en 5000 manne eet. Bonatuurlike voorsiening. Bonatuurlike genade. Geliefdes, as ek vanmôre vir jou sê, as ek na myself kyk en ek dink aan hierdie goed, dan dink ek, o heerlikheid Lets, jy's nie mans genoeg nie, jou woorde val. Maar luister, daar's genade. Daar's bonatuurlike genade. En as ek en jy vandag besluit, Here, raak my lippe aan, raak my mond aan, raak my woorde aan, raak my aan, sal daar vir ons spesiale genade wees. Bonatuurlike genade. Die genade van 5000. Sodat ek en jy in hierdie volmaaktheid van God, want hy het 'n volmaakte plan. In hierdie jaar van die mond
my. Interessant, liefie, 60 jaar van die mens. Ons word mense. Uiteindelik word ons mense. Prys die Here. Geliefdes, ek moet hier stop. As ek en jy bereid is om uit te stap in hierdie jaar en die woord van die Here te verklaar en die hemel en die aarde met mekaar connect, moenie my vra nou, hoe gaan ons dit doen nie? God will reveal. Doen ons dit nie in ons eie krag of in ons eie vermoë nie, maar in die volheid van God se genade. Is jy nie bly het eers laas jaar met ons gepraat oor genade nie? Dink aan Rahab. Ja, did she deserve grace? No. Sy was 'n slegte vrou. But she was willing to be the connection point. Amen. So, vraag vir die Here. Here, sal U vir ons 'n skrif gee vir 2026? Vir ons as gemeente, om ons te connect met al hierdie groot goed wat vir ons so groot is. En ek ervaar in my hart, die Here sê, Psalm 150, die heel laaste Psalm. En daai Psalm het, hoeveel verse? 6 verse. En die laaste vers sê, laat alles wat asem het, die Here loof. Kan ek vir jou die 6 verse lees? En ons het dit gesing, en Bernadette het laas jaar al daai lied geskryf, net uit die 2020 vertaling. Luister, halleluja, loof God in sy heiligdom, loof hom in sy sterk uitspansel, hemel en aarde. Loof hom oor sy magtige dade, loof hom na die volheid van sy grootheid, loof hom met bassein geklank, loof hom met die harp en siter, loof hom met tamboerijn en koordans, loof hom met snare, spel en fluit, loof hom met helder simbale, loof hom met klankende simbale, laat alles wat asem het, die Here loof. Maar dis die amplified version wat my hart geraak het. Let everything that has breath and every breath of life praise the Lord. Let everything that has breath and every breath of life. Ek gaan volgende Sondag met jou net bietjie hieroor nog meer praat. Wat was die ander ding wat COVID by ons kom steel het? Asem. Mense se longe het geklok, aan mekaar geplak, en hulle kon nie asem haal nie. En mense het gesterf. Duisende, as gevolg van die feit dat hulle nie kon asemhaal nie. Ja, wil jy nie vanmôre net daar waar jy sit asemhaal nie. En die Here dank dat jy nog vanmôre asemhaal. Ek het Kersdag gesien hoe my pa sukkel om asem te haal. Hy kan nie meer sonder suurstof ordentlik asemhaal nie. Geliefdes, die vyand kom steel by ons asem, want jy het asem nodig om woorde te vorm. As jy nie asem het, kan jy nie jou mond gebruik nie. Kan jy nie daai koneksiepunt wees nie. Wil jy nie net 'n diep asemteug trek daar waar jy sit nie. Jy bly al asem. Let everything that has breath and every breath of life praise the Lord. So jy dalk gewonder, maar jy is so slim. Dis 'n long, kan jy sien? En hoe anders, metamorfa, is mos
om te verander. Mag ons hierdie jaar verander. Ek het nie getel hoeveel vlinders ek hier opgeplak het nie. Ek hoop as baie. So 2026 nooi ons uit om weer diep asem te haal. Om ons asem te gebruik om die koneksie te wees tussen God se koninkryk en hierdie deurmekaar wêreld. Sê let hoe die Here gaan ons wys. Die Here gaan ons wys. En toe vra ek vir die Here, ek moet mos nou elke jaar iets tasbaar gee om ons reisgenoot te wees deur hierdie jaar wat ons sal herinner aan die uitnodiging, die skrifgedeelte, die vers. Ek het mos nou gesê oor die wessel, die kruitjie. Dis 'n kleipotjie hierdie. En hier binne-in het ek persoonlik, nie Freddie nie, ek persoonlik vir jou 'n spekplantjie, spekboompie hierin geplant. Met 'n stickertjie. Let everything that has breath and every breath of life praise the Lord. 'n Spekboom is 'n wonderlike ding. 'n Spekboom vat koolstofdioksied, carbon dioxide, jy sien in my Engels, en hy verander dit in suurstof. Hy vat wat sleg is en hy gee vir ons dit wat goed is. God nooi jou en my om dit wat sleg is te verander in die goeie. En hierdie boompie is jou connection point. So jy moet hom nie in jou badkamer bære nie. Maar jy moet, dan moet jy. As jy vars lig nodig het daar. Ek het geen julle is te slim. Vat hom na jou werksplek toe. Sodat jy die Here kan vra om hierdie boompie te gebruik, om jou te gebruik, om die koneksiepunt te wees tussen die hemel en die aarde en iemand anders se lewe. Maar kom ek vertel jou net gou-gou oor 'n spekboom en dan maak ons klaar. Hy verbeter die kwaliteit van lug wat ons inasem. 'n Spekboom kan tussen 4 na 10 ton koolstof absorbeer. Is nie amazing nie? Hy maak goed wat sleg is. Maar daar's meer. As jy honger is, kan jy sy blare eet. As jy sy blare suig, kan dit jou dors les. As jy die blaartjies kneus, kan jy die sap vat en dit aan 'n wond smeer. En dit bring heling. Hier is die mooi deel. As jy keelseer het, of 'n infeksie in jou mond het, dan kou jy die blare, want dit bring genesing. Is dit nie mooi nie? Is dit nie mooi? Is dit nie mooi nie? Dink jy, dis 'n wonderplant. Daar's nie iets beter wat ek vir jou kon gee, met my eie hande geplant, 2 keer. 2 keer. Die eerste keer, en ek wou nie dit vertel het nie. My vrou sal dit met lus vertel. Raak ek verward in my tuin. Want in my tuin groei, wat ek gedink het, is 'n spekboom. En ek oes 100 plantjies en plant 100 bakkies. Maar hier voel ek heeltyd onseker oor hierdie. En Breggie het so appie, knip 'n foto en dan sê hy vir jou. En ek sê, liefie, bring 'n bietjie daai foon,
klip bietjie hierdie ding. Sy sê, hierdie is nie 'n spekboom nie, it's a jade plant. Of the same family, but jy gebruik hom om good luck te lok and fortune. Ek was bietjie vies vir my vrou. Nie daaroor nie, maar sy het my vermaan. Onthou julle, ek het met julle laas jaar gepraat oor daai lotto kaartjie wat ek by die troue gekry het. En daai lotto kaartjie het my gebrand. Ek praat net oor myself. En toe vind ek uit hy's niks werd nie. Maar daar's 'n les. Toe my vrou dit vir my sê, toe sy eintlik bietjie vies vat, toe sê sy, onthou jy daai lotto kaartjie en hierdie jade plant? Jy maak die deur, jy die deur oopgemaak. En ek haal al die jade plantjies uit en ek gaan oes by my seun hulle se nuwe huis. Spekboompies. Baie spek. Kon ek by jou ook gekry het? Hou jou eie suurstof. Geliefdes, 'n spekboom kan 200 jaar leef. Eenvoudig, maar tog. Die spekboom help jou en my om asem te haal. Luister hierna. Die krag van asem, van breath, is die ritme van die gees wat deur ons liggame vloei. Want wat het God gesê in Genesis 2 vers 7? Hy sê, die Here het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het die mens dan 'n lewende siel geword. Die eerste geskenk wat 'n mens ontvang is asem. Die laaste geskenk wat jy ontvang is ook asem. Want dan blaas jy hom uit. So, let everything that has breath and every breath of life praise the Lord. Is jy opgewonde oor hierdie jaar? Is jy opgewonde oor dit wat die Here, jy kan die volgende paar sondae nie mis nie, kanselleer al jou vakansie en alles, jy moet hier wees, want jy moet hoor, this is just the tip. Is jy dankbaar? Is jy dankbaar ek het vir jou spekboompie geplant? Gebruik hom. As jy moet, kou hom. As jy moet, kneus hom, smeer hom aan. As jy moet in jou badkamer sit hom in jou badkamer. Geliefdes, ek wil jou vandag seën. Die tyd is uit en ons moet nog nagmaal gebruik. Maar sal jy vanmôre opstaan? 'n Seën is nie 'n wensdenkery nie. 'n Seën is nie net woorde wat ek uitspreek wat outomaties oor jou waar word nie. 'n Seën is 'n uitnodiging. 'n Uitnodiging om dit te omarm, om dit vas te maak en dit om jou eie te maak. Dis so saad. As jy saad in die grond sit nie, dan groei dit nie. Jy moet dit plant, jy moet dit nat gooi. Gelukkige spekboom kan lank gaan sonder water. So as ek jou vandag seën, en hierdie woorde wat ek vandag gaan gebruik, gaan ek in die volgende paar weke so saam deur ook bietjie met jou deurwerk en verduidelik. Want daar lê baie meer in 'n seën as net een dag. En hierdie seën sal ons saam met vandag se audio en die blaadjie sal ons opsit. Ek sal volgende week handouts maak. My printer se ink het ook besluit is nou klaar. Volgende jaar, hier is nou 'n nuwe jaar. Maar jy kan net ontvang met oop hande. So sal jy vanmôre jou hande oopmaak en jou oë sluit en na hierdie woorde luister en die seën ontvang. Geliefde, ek seën jou in die naam van Jesus Christus.
Ek seën jou met die beloftes van God, wat ja en amen is. Mag die Heilige Gees jou gesond en sterk maak in jou liggaam, jou denke en jou gees, om in geloof en met verwagting te leef. Mag God sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar en om jou vas te hou. Mag jy geseënd wees met bonatuurlike krag, om jou oë weg te draai van die dwaase, die waardelose en die slegte, en om die vernederende en negatiewe uit te sluit. In plek daarvan mag jy die skoonheid van dit wat God vir jou beplan aanskou, soos jy sy woord gehoorsaam. Mag God jou ore seën om te hoor wat lieflik, opbouend en bemoedigend is. Mag jou denke sterk, gedissiplineerd, gebalanseerd en vol geloof wees. Mag jou voete in heiligheid wandel en jou voetstappe deur die Here bepaal word. Mag jou hande teer en behulpsaam wees om ander in nood te seën. Mag jou hart nederig en ontvanklik wees vir ander, as ook vir die dinge van God en nie van die wêreld nie. Mag jou mond en jou woorde die koneksie wees tussen die hemel en die aarde. Genade in jou woorde wees. Mag God se genade op jou huis rus, sodat dit 'n hawe van rus en vernuwing, 'n hawe van vrede, waar blydskap en gelag die mure versier, en waar liefde en onvoorwaardelike aanvaarding die konstante is. Mag God vir jou geestelike krag gee om die bose te oorwin en om die versoeking te vermy. Mag God se genade op jou wees om jou drome en jou visies te vervul. Mag goedheid en guns jou volg al die dae van jou lewe. Amen. Wees geseënd. Kan ons sitplekke vir 'n paar oomblikke neem? Attie, voordat jy sit, sal jy vir ons die offergawe boks bring? Hierdie kas verteenwoordig tog die welvaart van ons as gemeente, elkeen. En ek wil graag ook vandag vir die Here vra om jou finansies te seën, want sodoende seën hy ook ons gemeente se finansies. So sal jy jou hande uitsteek en Here, nou kom ons na U toe en ons vra dat U die werk van ons hande sal seën. Dat dit wat ons hand aanslaan 'n sukses sal wees. Here, dat U ons ingang en ons uitgang sal seën. Here, ons knieskottel, ons bakskottel, waar ons brood verdien, dat U dit sal seën. Here, ons lê vandag ons hand op hierdie offerkas, van dit verteenwoordig die welvaart en die seën, Here, van elke huishouding. Want soos wat ons geseën is, so kan ons U werk seën. So kan ons bly, ons sendelinge onderhou, hierdie deure oophou en U werk uitbrei op aarde. Here, dankie dat ons U seën hierop kan afbid en op elke huis en op elkeen wat vandag hier is en elkeen wat ook hierdie gebede sal hoor. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen.